Manny, ek wil eerstens vir jou sê baie welkom hier op Blindside. Dis 'n voorreg om met jou te kan gesels. Ek weet ek en jy het vir baie jare weerskante van die banke gesit en ek het baie respek vir wat jy doen en ek dink jy is een van die mees suksesvolste skoolafrigters. En vir julle hierdie toernooi, dis great om Menlo Park hier te sien. Maar hoe belangrik is hierdie toernooi vir julle vir voorbereiding vir die kampioenskappe? Amanda, baie dankie. Dit was altyd 'n eer om teen jou te speel en ek onthou nog daai eendag hier so het jou pa vir my kom sê, well done. Het ons teen mekaar gespeel het. Yes. So baie lekker. Thanks for being on Blindside. Ek het met die vakansie en al daai goedjies is hierdie toernooi baie belangrik. Soos jy kon sien, ons eerste dag het ons 3 wedstryde verloor, maar die volgende dag en vandag was dit net wenne gewees. Ja. So dis goed om weer die goals van ander toernooie af terug te kry en bietjie van die bench af te kry en weer reg te kry vir die SA toernooi. Want ek wil nie hê hierdie moet by SA's gebeur nie. Ja. Jy maak jy er nou foutjies, maak die potlood skerp en Nee, dis die waarheid. vat dit na SA's toe. Ja. En ek dink verdedigende kampioen Ja, ek hoor. wat julle ingaan in die DSV Challenge en ek onthou laas jaar toe ek julle gesien speel het, toe sê ek julle gaan wen. En almal was so half verbaas en ek het sê nee, julle gaan wen. En ek dink vir my, wat is vir jou dink jy sleutel om in 'n nasionale kampioenskappe in te gaan oor 'n week? Wat dink jy is so sleutel elemente om so iets te kan wen? Wel, ek dink groot vertroue in mekaar. Trust in mekaar en weer eens is wat hierdie toernooi vir jou bou. Glo in mekaar, glo in jou stelsel en groot woord wat my vrou my geleer het is probeer. Ja. Ons gaan probeer volgende week wedstryd vir wedstryd, soos wat net al die ander coaches wedstryd vir wedstryd wil doen. En belangrik om jou composure te hou, nie emosioneel te raak, emotional te raak teenoor die spelers of skeieregters nie. Ja. En ek dink as jy gaan kyk na die seisoen en dit wat hoe julle gegroei het as 'n span. Ek dink julle is een van die spanne wat al die meeste gegroei het. Die meeste getoets is ook in die seisoen. Ek en jy het nou vinnig gesels oor julle beserings. Maar wat was van die positiewe wat jy kon sien uit hierdie span uit? Ja, wat actually ek het gisterand gesit en dink, dit sou so great gewees het om nie die beserings te gehad het nie, dan kon ons heel bo geëindig het in die toernooi, maar wat ek ook nou uitgevind het of gesien het, wat nuwe karakters, nuwe meisies het karakter gewys en begin opstaan en fight vir wat hulle glo en waarvoor hulle lief is en op 'n einde van die dag luister hulle ook vir die coach. So ek is bly om 'n bietjie nuwe bloed te coach. Dit was lekker om die diepte te gehad het, maar met al die beserings, ek het nou die dag vir die dokter gaan vra, luister, 2 ACL's in 'n jaar en nou het ek nog 'n rugbesering. Ja. Wat's fout? Toe sê hy vir my, well done. Dis eintlik min. Dis ek actually geskrik, ja. So ek dink kom ons praat gou vinnig oor die onder 15s, want jy het nou net gewen met hulle julle het dit gewen nou hier so by die Arjen Seymour toernooi, maar om daai onder 15s af te rig, ek dink so belangrik going forward in 'n skool netbal en in 'n ontwikkelingsprogram, maar wat is vir jou die greatste van daai vlak, van daai span van jou wat jy kan sien? Ja, obviously lente gewys was ons geseën hierdie jaar. Onder 14 jaar was ons geseën gewees. Baie belangrik ouers ook inkoop. Ons het ons onder 15s op 'n program gesit en kyk of die program werk. En ek dink ons gaan dit volgende jaar begin implementeer met die res van die skool se spanne. Ons wou nie net direk in 'n program ingegaan het met al die spanne en dit werk nie. Dan het ons al ons ander spanne gefaal. Maar die program werk, so ons gaan kyk of ons die program kan deursit vir die res van die spanne. So as ek reg is as ek sê daar kom groot dinge vir Menlo Park oor die volgende paar jaar, want daai dogters gaan nou deel word van die eerste span going forward probably. Ja, gelukkig, ongelukkig ons het ons limits waar ons mag van kinders af optrek. Ja. So gesonde ding dink ek om nie onder 16s op te trek nie, maar dis elke skool se besluit. En elke span moet maar deur elke fase gaan, voel ons. Okay. Manny, baie dankie vir jou tyd. En ek wil vir jou baie dankie sê vir dit wat jy doen op skole netbal, dit wat jy doen in die breër gemeenskap van Pretoria. Dis 'n voorreg om met jou te gesels en nogmaals geluk met al julle suksesse. Dis wonderlik. Baie dankie Amanda, waardeer jou moeite.